Goeiemôre, gaan dit goed met u? Welkom in die huis van die Here. Ek sien ons is hier om die Here te dien en die groot uitdaging is die weer. Maar prys die Here. Ons is so bly, bevoorreg om saam met u die Here te kan dien vanmôre. As u besoek by ons, weer eens baie welkom. Geniet dit saam met ons. En mag die Here u net aanraak. Ek gaan vra, as dit moontlik is, as u dalk 'n bietjie nader na vorentoe kan skuif, as dit vir u meer gemaklik of gemaklik is, dit maak dit ook makliker vir ons met die bediening van die woord, veral so op ons vakansietyd. En aan al die kinders, is julle bly en opgewonde? Halleluja. Kinders, is julle opgewonde? Hier is nie kinders vanmôre nie. Daar's een. So, maar ja, dis vakansietyd male, ons bid vir julle, hoor. En mag die Here krag en wysheid skenk. So kom ons staan op en groet mekaar vanmôre in die naam van ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. As dit vir die moontlik is, skuif 'n bietjie nader na vorentoe. Ons koning leef, Jesus leef. Halleluja. By magte. Wat 'n groot voorreg om die Here te kan dien en te kan eer vanmôre. En daar waar jy staan vanmôre, steek jou hande op en sê, Here, ek is hier om u te aanbid. Ek lê vanmôre alles, Here, wat hierdie week gebeur het en Here, wat my omgekrap het, teleurgestel het, Here, lê ek in u hande neer. Want U is in beheer van alles. Alles werk ten goeie mee vir die wat U liefhet. En Here, vanmôre verklaar ons dat ons U liefhet, Here. Ons dank U ook, Here, dat terwyl baie van ons mense weggebreek het 'n bietjie met die skoolvakansie, dat U hulle beskerm en bewaar. Here, dat U saam met hulle beweeg. Ons gun hulle die tyd van rus. Maar bid ek vanmôre, Here, dat dit nie net vleeslike rus sal wees nie, maar dat hulle in U rus sal ingaan, Here. Met die weet ons verlosser leef, Jesus leef, ons koning is in beheer. En Here, bid ek vanmôre dat U ons sal seën, terwyl ons aanbid, ons sal verlustig in U. Vergewe ons, Here, as ons negatief bely het en opgetree dalk in hierdie week, Here. Dat ons geloof dalk klein was. Wil ek vra, Here, U sê net so groot soos 'n mosterdsaad. En ons kom vanmôre en ons sê, Here, U sal uitkoms gee, U sal antwoord. U doen wonderwerke. U is 'n God van wonders. U is almagtig, U is hoog, U is verhewe, en ons aanbid U heilige naam in hierdie môre. Daar waar jy staan, begin die Here aanbid, maar ek wil hê dat U dit hard sal uitbely. Loof sy naam, lig hom op vanmôre. Kom ons bid net vir 'n oomblik, en ons loof die Here daar waar U staan. Loof sy groot en heilige naam, halleluja. Ons aanbid U Here. Ons aanbid die Koning Jesus. Al die lof en al die eer behoort aan U in hierdie dag. Dankie vir wat U vir ons doen, Here. Dankie, Here, dat U hand op ons rus. Dankie, Heilige Gees, dat U beweeg in ons midde en dat U ons versterk en ons oprig. Ontvang ons lofprysing in hierdie môre. Vra dit in Jesus naam. In Jesus naam. Dankie, Here. Ek gee
ons aanbiddingsspan. Kom ons gaan die Here loof vanmôre. Verklaar gou, sê vir die persoon langs jou, kom aanbid die Here saam met my. Kom aanbid hom vanmôre. Kom ons sing en ons gee ons offerandes en bydraes.
rise, the tower, the one that we know will always be there. Dankie, liewe Here, dat selfs die kleinste dingetjie, Here Jesus, is niks is vir U onmoontlik nie, Vader. Van die grootste tot die kleinste ding, en ons net oorgee. Oorgee en weet, ons God is in beheer van die storm wat woed. Vader, dat ons al hierdie dinge van die wêreld sal neerlê voor die voete, Vader Jesus. Dit wat weerhou, dat ons gaan kom na die rots, die veilige plek, die hawe, waar die water stil is, Jesus.
Verheerlik U net vanmôre, Here. Ons staan verstom in U teenwoordigheid. En ons besef weer eens, Here, daar's niks wat U teenwoordigheid kan vervang nie. Jy's hier, Here, wat U vir ons sê, my kind, vertrou my. Jy hoor dit baie, maar ek sê vanmôre vir jou, vertrou my. En as ek vir jou sê, vertrou my, begin my dan vertrou. Daar moet 'n aksie wees. Jy moet dit begin beoefen, my kind. Jy kan dit nie net bely nie, daar moet beoefening ook wees. Ek is vanmôre jou God, ek hoef niks te bewys nie. Die feit dat ek jou gebring het tot hier toe vanmôre is reeds bewys. En soos wat ek jou gebring het tot hier toe vanmôre, sal ek jou nie los in die toekoms nie. I will never leave you nor forsake you. Ek sal jou nie los en jou een kant toestoot nie. Ek is getrou. Ek bly getrou en ek sal getrou bly tot in alle ewigheid. Daarom sê ek net, vertrou my en dan begin my vertrou. Stap die pad elke dag met my. Dankie, Here Jesus. Dankie, Here Jesus. Kan U sitplekke neem, baie dankie. Ek sê vanmôre baie dankie aan hierdie aanbiddingsspan. Ons waardeer julle. Waardeer jy hulle? Ons moet hulle waardeer. 'n Mens weet nooit wat jy verloor het tot en met die Here dit stop nie. So vanmôre is die groot saak vir ons, kom ons waardeer. Ek gaan vanmôre, soos wat die Gees van die Here hierdie week met my gepraat het deur verskillende omstandighede en belewennisse, en die Gees van die Here baie duidelik gepraat het, wil ek vanmôre met u deel by magte. Wie van u besef dat God by magte is? Hy hoef dit nie te word nie. Hy is. Waar kom ons gebrek baie keer vandaan? Van 'n besef dat God by magte is. Dis hierdie wêreld. Ons raak lief vir hierdie wêreld. Wie van is lief vir hierdie wêreld? Ek geniet die goed van hierdie wêreld. Wie dink eet is heerlik? Ag, nou kom nou. Lekker ysbaai. Met my verjaarsdag was ek die hele week uitgevat, het ek uitgaan eet by mense en ek het 'n hele sjokoladekoek volgens my, 'n hele melktert, 'n hele lemon meringue opgeëet. Nou sê hulle vir my, "Oh, pastoor, jy kan nie sulke goed doen nie."
En nou bely ons die woord, dat sê ons, alles is ons geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Ek het vir my vrou gesê, die dag as iemand iewers te staan en hierdie man het sy kop neergelê, dan kan jy maar sê met 'n smaak, hierdie man het lekker geëet. Ja, hy het dit geniet. En ek eer die Here vir koffie. Wie dit uitgevind het, geseënd is hy. Kom ons wees eerlik. Want dit kom uit my Vader se hand uit. It comes from God. As jy sê, ja, jy kan nie maar hierdie goed, want weet jy, hierdie ouens gebruik dit en daai ouens gebruik dit en die sataniste. Man, Satan kon niks maak nie. He couldn't create anything. God is the creator of all things. And he is still the creator. Who am I? Wie is ek om aan sekere mense verdigsels goed toe te staan? Dis God wat wysheid gee. En ware wysheid begin wanneer ons die Here dien. En dan dink ons in hierdie wêreld, ons is so slim. En hier kom Paulus, want Paulus was een van hierdie manne, en ek gaan hom hoofsaaklik gebruik vandag. Hy was een van hierdie manne wat so slim. En ek wil hê julle moet vir my die eerste teksvers soekie asseblief opsit. En ek wil hê lees saam met my en mag die Here vanmôre sy woord in jou binneste lewendig maak, want die woord is kragtig en lewend. Heilige Gees maak dit lewend in ons mense. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien het, man, ek gaan vir julle nou sê, 1 Korintiërs 2, vergewe my, ek is net 'n mens. As jy daar is, kan jy sê amen. As jy nie daar is nie, lees op die bord. Maar ek wil vanmôre hê, jy moet geniet. Ons het op 'n plek gekom wat ons nie meer God se woord geniet nie. En ek wil vir jou sê, dis 'n gevaarlike plek om hier môre te sit, en God se woord is vir jou swaar. Dis 'n gevaarlike plek. As ons goed in hierdie wêreld verloor, het jy goed verloor. As jy God verloor het, het jy alles verloor. Daar's daar niemand wat jou kan red nie, niemand wat iets kan bied vir jou nie, niemand wat kan uithaal nie, niemand wat kan herstel nie, is net God wat dit kan doen. Skus julle. Kom ons lees die woord. Almal daar, amen. 1 Korintiërs 2, vers 9, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom, God het dit berei, dis nie 'n mense bereiding nie, God het dit berei, vers 10, maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. So as jy die openbaring wil hê, moet die kerk op 'n plek kom waar ons die Gees van God toelaat. Die Heilige Gees, nie die pastoor nie. Die pastoor gaan preek. Maar ek preek nie uit myself uit nie. Ek het nie hierdie week gehad en gesê, waaroor gaan ons net lekker met die mense gesê? Niks. Want dan het ek vanmôre met u gepraat oor, hoe kry ons dit reg om 'n makliker week te hê? Dan het ek 'n goeie motiveringsboodskapie of gesprek met u gehad. 5 sleuteltjies. Staan vroeg op, was jou gesig. Eet 2 eiertjies, drink 'n koppie koffie,
hardloop om my eetkamertafel en as jy klaar is, skop hom kant toe. Of om die blokkie en haar, skop hom onder die bed in. Sien dan die bankrekening 5% meer geld in het. Wat gebeur wanneer ons gestroop word van dit alles? Dink gou vir 'n oomblik. Nou is iets nog daar en dan nie. As jy gestroop word daarvan, waar gaan jy jouself bevind? Deur die Gees word dit geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Hy kom vanuit die Godheid uit. So as hy alles vir ons kom openbaar, en hy ondersoek alle dinge, weet jy wat, kan jy in die grootste chaos van jou lewe, kan jy vrede hê? Kan jy in die grootste stryd waarin jy nie die antwoorde sien nie, kan jy 'n rustigheid en 'n kalmte hê? Die wat ons al vooruit gegaan het, my ouma, het hierdie sê ding gehad, en ek dink daar was baie. Dan sê ons, ons weet nou nie wat gaan gebeur nie, en hierdie droogte, en daai ding, en hierdie, ek weet nie wat alles al in die lewe gebeur het nie. Dan staan my ouma en dan sê sy, die Here sal voorsien. En dan sê ons, ja ouma, juist nie in hierdie omstandighede, en dan draai sy om en dan sê sy, die Here sal voorsien, soos iemand wat 'n ervaring gehad het, en nie net met leefwoorde praat nie. Ja, sy sal bedeer. Ons word tog vasgevang baie keer in ons lewensomstandighede. Is ek reg of verkeerd? Ons word. Efesiërs 3, vers 20. En aan hom wat mag het. Ja. Wie het mag? God. En hy het dit met ons kom deel deur sy seun Jesus Christus, wat die weg, die waarheid en die lewe is. Om te doen. Om te doen. Ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons aan hom die heerlikheid en die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Is dit vanmôre almal wat in die kerk sit en die wat ook nie in die kerk is nie? Die gemeente, die wat aan Christus behoort. Die wat gevul is met die Heilige Gees, wat God se waarheid, God se liefde, God se krag in jou kom openbaar. Wat dit in jou hart bekend maak. Wat jou daarmee kom versterk. Wat jou kom bewaar. Wat jou lei elke dag van jou lewe. En dit is wat Paulus beleef het. Paulus kom vanuit hierdie agtergrond van goed wat hy weet. En Paulus het 'n kragdadige, goddelike ervaring en 'n openbaring met God en die Gees wat in hom kom werk. En hy's gedoop, hy het tot bekering gekom en hy het geweet wat die pad is wat God met hom gaan stap. Want toe God 'n man stuur om vir hom te gaan bid, toe sê hy, Here, maar jy ken hierdie ou nie, en ons almal ken die storie. Jy weet nie wat hierdie ou gevang het nie, maar God sê vir hom, hy weet reeds wat hy vir my moet gaan doen. Ek het dit nie geopenbaar deur
die pastoor of deur iemand anders. Hy weet reeds. Ek is besig om met hom te werk. Kan ons vanmôre met eerlikheid, opregtheid sê, ek weet wat God besig is om met my te deel? Kan ek dit met respek sê? Ek dink van ons weet nie. I don't know. Hoekom weet ons nie? Punt nommer 1, ons het nog nie heeltemal oorgegee dat die Here in sy volheid in ons kom woon, sy krag van sy gees in ons werk en aan ons openbaar wat ons moet weet nie. Ek sê dit met groot respek en liefde. En hier kom Paulus, en hy skryf nog 2 briewe, Filippense 4 vers 16. Kom ons lees dit gou. Want ook in Thessalonika het julle vir my behoefte meer as eenmal iets gestuur. Nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op julle rekening. Maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed. Ek het dit volop nou dat ek van Epafroditus ontvang het, wat deur julle gestuur is, 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. En my God en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Christus Jesus. Ek wil iets met julle deel. Op universiteit het hulle eendag 'n professor wat kom praat oor die Here is my herder, Psalm 23. En hy staan voor en hy lees die Psalm. En nadat hy die Psalm gelees het, sê hy, kom ons begin hierdie uitleg. Hy praat van baie hoë terme, kom ons trek hom uit mekaar uit en ons sien wat die woord met ons deel. Mense en wat 'n sessie, hy is so slim soos wat kan kom. Psalm 23. En almal sê daar, wow, ja, ons het dit nooit geweet. En toe hy klaar is, sê, is daar enige vrae? Niemand steek hulle hande op nie. En hier gaan 'n oomie wat voorop linkerhand sit sy hand op. Nou as hierdie die universiteit was vanmôre, is dit Morney. Ekskuus Morney, ek sien nie jy's 'n ou oomie nie, hoor. Na die diens as ek weer sê pastoor, ek is nog nie oud nie. Maar in die gehoor sit daar hierdie ou oomie heel voor in die linkerkant. En hy steek sy hand so op en die professor sê, oom, maar die oom is heel wat ouer as hy. Hy sê, wil jy ietsie vir ons sê? En hy stap na hom toe en hy vat die mikrofoon vir hom, hy gee die mikrofoon vir hom. In die volgende oomblik sê die oom, kom ek vertel julle van die herder. Nou kom so stilte oor die gehoor. 'n ander stemtoon. 'n vrede wat jy nie vanuit jou gees of jou gedagtes kan vertel nie. Staan en hy sê, die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy maak Psalm 23 klaar. En mense in die gehoor staan op.
En hulle begin uitstap in 'n auditorium van die universiteit en hulle kom kniel op 'n mat voor. En die trane begin rol. En in plaas van 'n bespreking oor Psalm 23, word dit 'n reddingsdiens van Psalm 23. Die professor kom staan by die oom, nadat die verrigtinge afgehandel is, en hy sê hierdie woorde, hy sê, oom, hy sê, ek het al die kennis oor Psalm 23. Hy sê, maar jy ken die herder van die Psalm. Jy ken die herder van hierdie Psalm. Paulus kom, soekie sit vir my net weer op. Paulus praat oor al hierdie belangrike sake en waarvan af ons kom. Gaan vir my dan na daai laaste vers 19 toe asseblief. Hy sê, en my God sal in elke behoefte van julle vervul. Hy sal voorsien. Gee gou vir ons daai 2 Korintiërs 9 vers 8 ook. Dis Paulus wat hier skryf. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê. Die ander vertaling sê, en God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê. Weet jy waaroor gaan dit? Dit gaan nie net altyd oor geld nie. It's not just always about money. Alhoewel God dit vir ons moontlik maak. God het vir jou moontlik maak om te kan bydra, sodat die kerk sy deel kan doen, sodat ons kan uitreik na ander mense toe, sodat ons in welsyn kan help. In alle opsigte. Maar hier kom die groot ding vanmôre vir my, om vir jou te sê, en ek wil jou herinner, maak nie saak waar, hoe en wanneer nie, God is by magte. Paulus het 'n bietjie verder gegaan, en wat sê hy in die ander gedeelte? Hy sê, my God. Weet jy wat moet gebeur? You must live again in the heart. Want hy is by magte. By magte. Ek weet pastoor Alwyn sê altyd vir die persoon langs jou, maar wanneer jy dit hoor, het jy al vir jouself gesê, wie van nie het al 'n ding gedoen en dan kry jy hom nie reg nie, en dan sê jy vir jouself, ek weet ek kan hierdie ding doen. Ek kan, hy is nie my baas nie, ek is sy baas. Ek kan, vra vir my vrou, partykeer het die pastoor ook so stubborn streek. Ek kan hierdie ding doen, maar partykeer kom ek en sê, Here, nou moet U my help. Ek het nou lank genoeg probeer en ek kry dit nou nie reg soos wat ek dit wil reg kry nie. Nou moet U help. Sê die Here, jy kon van die begin af gevra het. Ek sê hoe gehelp het. Ek is by magte, ek is hier, ek wil. Maar mag die Here ons verlos van hardkoppigheid. En nie ek.
Want my God is by magte. Kyk wat dit aan jou gees 'n bietjie doen. As jy weer kom sit by die voete van die Here en jy gaan deur jou week en jy sê vir jouself, en ek wil hê toets dit. As jy in iets is of jy's besig met iets, my God is by magte en hy gee my besetting insig en hy help my, jy moet sien wat gaan ek hier aanvang. My God is by magte. My God is by magte. Ek wil nie eens die duiwel bestraf laat hy weghardloop nie terwyl die woord vir ons sê, maar hy moet daar staan en hy moet hoor, Satan, my God is by magte. My God deur Jesus Christus is by magte. My God is by magte. Hy leef in my hart. My God is sufficient. And he's enough. Hy is by magte, hy is genoegsaam. My God is by magte. Kyk, jy moet mooi kyk wat hy gaan doen. En as hy by jou kom en hy sê vir jou, dit gaan oor geld, en dit gaan oor finansies, ja, halleluja, jy gaan meer en sê, man, skuif die geld eenmaal toe, een kant toe, ek wil vir jou sê, my God is by magte om te genees, my God is by magte om vir hierdie huis deur te dra, my God is by magte om te voorsien. My God is by magte om te beskerm. Hy is by magte. Hy is by magte om te voorsien in al my behoeftes. Dr. James Dobson praat van die voertuig van die lewe. Wat is die voertuig van die lewe? Dis die mens, en elkeen van ons het 5 wielietjies. Kyk vir my, julle kan maar vir my kyk. Daar is 5 wiele. Het julle agtergekom as een van jou voertuig se wiele pap word, dan jaag jy af 120. Jy raak stadiger, dankie Tannie Lisa. Nou wil ek nie sê dat as jy ouer word die wiele pap nie. Want ons sê mos nou ons word stadiger. Maar as jou finansiële wiel pap word, wat gebeur? My ma, dan val die huis uit mekaar uit. En ons is in mekaar se kele. En ons ongeduld, en frustrasie, en die wiel is pap, werk dit? Nee. Kom ons vat die emosionele, as jy emosioneel uit mekaar uitval, en die trane loop, en jy huil as iemand net vir jou kyk, werk die voertuig? Nee. Kom ons kyk na die sosiale, dis die 3de punt wat Dr. James Dobson oor praat. Die sosiale, as jou verhoudings nie werk nie, as papa en mama stry kry met mekaar. Wat 'n papa en mama het al stry gekry? Kan ek vra, weet nog nie stry gekry nie? 'n Oom het eendag vir my gesê, pastoor, ek het nog nooit met die tannie beklei nie. Toe sê ek, oom, bly julle in dieselfde huis? I just want to know. As jou verhoudings wiel pap word, dan kom jou kind by jou en sê, papa, alles alright tussen jou en mama. My kind, wat gaan jy doen? Kom ons wees eerlik. En so beleef ons in hierdie wêreld, hoe dat hierdie sake nie meer in die lewensvoertuig nie kan beweeg nie, hy beweeg al hoe moeiliker. Een van daardie, ek het nou wat genoem, 3, is geestelik. Ek gaan nie vanmôre voorstel mense se geestelike wiele is pap nie. Die wêreld en baie mense se geestelike wiele is pap. Voertuie beweeg nie. Nie hulle doen. Want weet jy wat, hulle ry op die ander 4.
as 'n spaarwiel. Wat is die fisiese, of wat is die laaste wiel wat ons het buiten die geestelike? Dis die fisiese wiel. Hy praat van die liggaamlike. Jy almal weet dit, ek gaan dit nie weer vir u vertel nie. Op 24-jarige ouderdom sak ek een aand na 'n biduur in mekaar en ek het 'n beroerte. My linkerhand is verlam, my linkerbeen is verlam en my gesig hang aan die linkerkant. En wat ek gedink het ek sterk in is, werk toe nie meer nie. Wat gaan jy doen as daai wil pap word? Ek gee vir u net iets om aan te dink. Ek was 'n sterk jong man, 24 jaar oud. Ek het gedink ek gaan die wêreld verower. En ek het so gedink, kyk, ek het in die sekulêre wêreld gewerk en ek was pastoor. Kyk man, I conquered the world. Een oomblik. Weet jy wat sê 'n professor vir my? 'n Professor sê vir my, jy sal nooit weer normaal wees nie. En Elisa, dis wat hulle vir jou sê. Jy sal nooit weer normaal wees nie. Is jy getroud? Ek sê nee, maar dan gaan jy ook nie 'n vrou hê nie. Jy gaan nie 'n kind hê nie. Jy gaan nie jou werk waar jy in jy is kan mee aangaan nie. Dis wat hy staan voor my en hy sê daai ding. Hy spreek dit oor my uit. Prys die Here, my God is by magte. Hier staan ek vandag, ek loop met die linkerbeen, ek gebruik die linkerarm. Okay, ek val goed net baie, maar dis okay. Ek gebruik my linkerhand, my gesig is normaal. En kyk na my, ek is 'n lewende en 'n heilige getuie. Kyk na my. Staan asseblief op, mevrou, my pragtige pop. Ek het 'n vrou gekry. My liefetjie, asseblief, staan my groot man. En die Here het vir my kind gegee. 26 jaar later en ek staan voor 'n gemeente en ek getuig van die grootheid en die goedheid en die almag van 'n God wat ek dien. My God is by magte. Ek eer nie hulle nie, ek eer nie die gemeente. Ek dank die Here vir julle. But I honor God that honors his word. En ek wil hê jy moet dit weet vandag. God is by magte. Hy eer sy woord. Daar gaan baie keer veel goed gesê word van, dis onmoontlik. Dis okay. My God is by magte. Mikkie, jou getuienis. Halleluja. Prys die Here. Gemeente, hoe gaan dit? Ek is so lief vir julle almal. As ek my oë toemaak, weet ek presies waar sit almal. Die Here het in die laaste, gaan al 5 jaar, my geplaas in hierdie gemeente, en ek het al menige keer gedink, ek gaan nou weg uit die gemeente, en sê die Here, jy sal nie hier weggaan nie. En dankie Here vir Gordon en Wilma, want hulle het vir my gehou met ketTINGS en slotte en alles, en pastoor Edmund en Lenushka. My getuienis vanoggend gaan oor God se grootheid. Obviously. Maar vandat ons vanoggend gebid het in daai bidkamer, ek en pastoor, het die Here getuienis op getuienis wakker gemaak in hierdie gemeente. En hy kom bevestig deur ons worship vanoggend that it's all about God.
It's all about who He is. It's all about what He has done and still are doing. En pastoor kom en hy kom gee hierdie kragtige woord wat op vrugbare grond sal val vanoggend. En ek roep dit in die naam van Jesus. Because it's all about who God is. Dat ons nie meer in die equation hoort nie. Nou, vandag, presiese 100 dae terug, was ons op die gemeentekamp. Al ons spannetjies, as julle kan onthou. En vandag 100 dae terug, het die Here my verlos van een van my grootste verslawings waarmee ek gesukkel het. En dit was rook. Kyk, ek het al gerook vandat ek 11 jaar oud was. Dit klink nou erg, maar daai tyd was dit alright. Want wat monkey see, monkey do. So dit is maar hoe dit was. Dis maar jou vriendekringe, dis maar die manier hoe jy groot gemaak is, nie deur my ouers nie, asseblief, as my ma dit nou hoor. Weet, maar dis keuses. En die Here stap in die laaste van Januarie af 'n diep pad. Met my mense kan dit getuig, Wilma en Gordon kan dit spesiaal getuig, pastoor, hulle kan dit getuig. 'n Diep pad. Ek sê vir julle, hy het vir my geskit, ek dien die Here al amper 20 jaar. Maar ek was nog nooit in vernuwing soos wat ek nou is nie. Ek weet nou wat dit beteken om nie meer te leef nie. Jy sê dit altyd, jy leef nie meer nie, die Here leef in jou. Dis mos maar net 'n sê ding. But do you understand what that means? Nee, meerderheid van ons weet nie wat dit beteken nie. En hoe meer ek vir die Here gesê het, Here, ek kan nie rook nie. Kyk, moet my nie verkeerd verstaan nie. Die Here het net so lys gehad, wat hy my met uitverlos het, van dwelms. Ja, ek was 'n dief, ek was 'n moordenaar, ek was net onder God se genade, ek was net nooit in die tronk nie, dis al. So die Here het so baie gehad om aan te werk, en ek praat van groot verslawings, dit was groot dinge. Maar die rook was die gemaklikste verslawing, want rook is vrylik beskikbaar. Dit is aanvaar deur almal. Jy het elke area het sy plekkie waar hy vir die rokertjies, kyk die vyand voorsien mos. Weet, as jy gaan restaurant, daar's 'n areaatjie vir jou. Op die lughawe, daar's 'n areaatjie vir jou. Ag man, you name it. Tot die winkels het areaatjies vir jou. So dit was 'n vrylike oop demoon. En ek het altyd gestruggle, gesê, Here, ek staan in bediening, ek kan nie Christus represent met 'n sigaret in my hand nie, ek kan nie. Ek weet dit. Gaan kyk my datums in my Bybel, man. Yes, vandag, hoor nou, né? Pastoor, hulle bid, soek julle bid, julle het al baie gebid vir my, kan jy onthou, soekie? Gordon en Wilma, ek het die datum gekry, ek gaan ophou rook, en dan bel hulle my die volgende dag, hoe gaan dit? Sê ek, nee, ek het gister opgehou, maar ek het vandag weer begin. Dan sê hulle, dan try maar weer, en dan gee die Here weer 'n datum, en bel Wilma, Mikkie, hoe gaan dit? Sê ek, yes, ek het gister opgehou, ek het vandag weer begin. Want ek het dit probeer. En dit gaan nie oor wat mense vir my gesê het, jy's 'n kind van die Here, hoekom rook jy? Want kom ek sê julle doen meer damage as wat julle iemand liefhet in die naam van Jesus. Jy kan die saadjie saai. Dit is nie vir 'n kind van God. You just don't have to be with a cigarette. Jy moenie. Hoe represent jy die Here met 'n wynglas in jou hand en 'n sigaret in jou hand en in jolplekke en what not? You name it. Hoe represent jy? Hoe is jy Jesus vir die wêreld? Okay. Los dit daar en wees lief vir my. Because it's not you that needs to convince me, it's the Holy Spirit. En toe die Heilige Gees hierdie dinge my wakker maak en hy begin my vernuwe en hy maak my so oop en hy sny tot in my beenmerg. En hy kom verduidelik my wat dit is om in Christus te sterf en in Christus te leef en al hierdie dingetjies, né? Kom die kamp op. En ek het al die pastoor gesê, kan ek net 3 dae by julle kom slaap? Want as ek by julle is, wil ek nie rook nie en ek dink nie aan rook. Ek het soveel respek. Ja, vir God, onthou net God is my God. Maar ek het soveel respek vir die idee van die posisie waarin die Here ons herders gesit het, dat laat ek net 3 dae by die huis kom slaap. Hulle wou my net nooit laat ek daar kom uitkamp nie, want ek het gedink, dan gaan ek nie rook nie, en dan na die 3de dag, hulle sê mos, die mense sê mos, net 3 dae, dan sê jy oor die ergste, come on kerk, daar bestaan nie so iets nie. En nie kom die kamp, en ek sê, Here, hier is my tyd nou. Here, nou los ek dit in die hande, want die Here het nou klaar vir my op 'n plek gekry van, jy Mikkie lewe nie meer nie. It's not about you and what you are able to do, but hier kom die ding.
Every day you need to make a choice. Okay, you've got choices. Wit en swart, wat kies. But when are you going to make a decision? You've got choices daily. Maar wanneer gaan jy 'n besluit begin neem? Wanneer? Hoe meer ek in die Here delf, hoe meer ek in sy skatkis inspring en die Here vat my in die heilige van die heiliges, hoe meer wil ek word soos hy. En hier kom die Heilige Gees. Because I was focused on God, hy het hierdie dinge my begin wakker maak. I do not want this anymore, Lord. So nou, Here, aangesien ek dit nie kan doen nie, weet ek, U gaan dit vir my kan doen. You are the one that delivers. You are the one that renews. En ek sê toe, okay, Here, kom ons skryf, want onthou nou, die Here gee vir ons die wapenrusting, die bloed en al die goedjies. So kom ons doen dit nou, profetiese aksie. Ek sit my foon vol musiek, download my YouTube, want ek het geweet, want ons gaan is daar nie eintlik sy nie, en natuurlik het ons wifi nodig. En kry my oorfone reg, kyk, nee, I'm going to focus on you, God. So ek gaan die hele tyd God conscience bly. Ek gaan musiek, ek gaan worship, ek gaan bid, ek gaan preke luister, terwyl ons hier op die kamp besig is, terwyl ons met meel gegooi word, was Mikkie besig met die Here. En die dag toe ons op pad is kamp toe, rook ek my laaste sigaret, maar ek het daai koeltjie net so lank gerook. En ek weet, ek vat geen sigarette saam nie. Ek staan by daai kar, my kinders sal gepak, alles, hulle wag vir my, ek rook, ek skiet hom so weg, ek sê, daar is hy, ek is rookvry, en ek klim in die kar. Maar nou moet julle weet, die Here is hier, maar my mense, my kinders, my man, almal het geweet, almal, die stel ook, los my net, as julle sien, ek stap, los my. En ek nie weet waar ons gaan nie, ek ken nie die wêreld nie, ons gaan nou gaan. Op die pad ry ek, maar ek is in God die hele tyd, in sy rus, in sy vrede, daai vrede wat pastoor nou net van gepraat het. Dit kan hoe voel om jou, jy bly in God se rus. En ons het by die kamp aangekom, het was net pragtig, en hier sê die Here ons, en nou, hoor nou hier, ek is eintlik in kamer nommer 4, maar op die prentjie is daar iewers 'n 6 gewees, en ek gaan sit myself in kamer 6. So ek steel toe na Lottie en nou Pieter se plek. En ek kon nie verstaan hoekom nie. Maar toe ek by my kamer uitstap, het ek reguit toegang tot hierdie berg. Soek ek, ekskuus my skat. Daar is hy. Die berg se naam is die Kroon. Nee, toe maar, hy is daar iewers. En as ek uitstap, sien ek hierdie kroon en God se skepping. En ek bly God conscience met my oorfone. Dan stap ek tot daar by die wit hekkie. Dit is waar die grens gestop het. Die Here het my beperking gegee daar. Want ek dink ek sou gaan klim het. Dan staan ek dan sê ek, Lord, I will not bow down to this demon. I will only bow down to you because you are the Almighty God. Dan raak ek lus vir 'n sigaret, sê ek voel ek is nou hier en loop ek op en sê ek, Here, ek sal nie buig voor hierdie demonie. Want ek het 'n wonderlike teaching gekyk van 'n pragtige pastoor. Pastoor Des sê toe daar, gaan sit jy bietjie by die demoontjie. 'n Dag, elke dag. Kom ons sê jy sukkel met vloek, wat skinder, whatever. Gaan sit jy bietjie by hom, of draai jy om en jy gaan op jou knie vir daai demoon. You can only serve one God. En onthou nou, menig keer in hierdie 20 jaar wat ek die Here dien, het almal vir my dit kom sê. Maar dit het nie plek geval op vrugbare grond, because it was not time for me to be delivered. Dit was nou die tyd gewees, want nou weet ek waar dit gaan. So, die Here vat my toe op hierdie journey, ek is toe nou verlos, in daai Kroonberg, elke keer as ek so voel in die nagte, stap ek uit, gaan staan ek voor hierdie kroon. En ek roep die Here aan, en ek bly God bewus die hele tyd. En ek is nie lus nie, en dit is asof ek in my lewe nog nooit gerook het nie. Ek rook van dat ek 11 jaar oud is, let wel. Dit is asof ek nog nooit gerook het. Ja, ek het al kere opgehou, maar dit was ek wat opgehou het, en medikasies en dokters. Maar dit was nie die Here wat my deliver het nie. En so vat die Here by 'n journey, ek word 'n boer. Ek kweek nou groente, want ek voel net, dis wat ek moet doen. En die Here wys my hierdie saadjie, klein saadjie wat net so koolkop word. En die saadjie, julle ken die proses, moet eers doodgaan in daai grond, voordat hy kan begin lewe kry. Né? Julle ken dit. Dit is al wat ek onthou van skool. En die Here vat my op hierdie journey en ek begin plant. Yes, dis net tomaties, alles, you name it. Ek het so 'n hele storie. En hier kom net saad op, julle, ek sê vir julle, ek het net 5 plantjies nodig, daar kom 100 uit. Die Here multiply, en is net saadjies, oral so ek sien tomaties, en oral so ek dog toe, joh, Here, wat steen? Die Here sê, now you gonna share my blessings with my children. Ek sê, okay, Here,
Ek sal dit doen as ek 100 dae skoon is. Want ek het getel tot vandag, en hoekom het ek getel? Nie hoekom ek nie vry is nie, hoekom ek myself remind, 100 days and you want to give it up for one rag. Ek sal nie, 100 dae wat die Here my skoon het. Weet julle hoe great is 100 dae? Dis amazing. So, ja, halleluja, pastoor. So al die lof en al die eer kom die Here toe. The moral of this story is, jy kan iemand vertel wat in die woord staan. Jy kan vir iemand Jesus wees. Maar moenie iemand gaan condemn oor dinge waarmee jy sukkel nie. Niemand wat in verslawings was, gaan verstaan waar 'n verslawing gaan nie. Niemand wat gesukkel het met 'n sekere situasie, nie daardeur was nie, gaan nie weet wat dit is nie. Wees lief vir daai mense. Weet dat God in hulle woon, en die Here sal hulle verlos. But because of God, I am free. Not because of your condemnation, but because of the conviction of the Holy Spirit. Dis die Heilige Gees se werk om die kinders van die Here te lei in daai. Wees net lief vir hulle. Alright. Agter het ek 'n hele try. Hier's net 140 plantjies vandag. Daar's seker nog so 200 by die huis. Ek weet die Here het regtig uit multiply. En elke bakkie daar agter op die tafel. Kevin sal my help. Dankie Kevin. Gaan vat vir julle en wees deel van God se belofte. Dis plantjies, gaan kyk, daar staan op wat dit is. Ek wil net 'n profetiese aksie doen, dat God het uit niks uit lewe kom gee. Soos daai plantjie groei, weet God groei in jou daily. Daai dingetjie moet maintenance kry en alles, maar it all depends on your time. As jy tyd uitkoop vir daai plantjie, dan bless ek julle in die naam van die Here. Vanoggend se liedjie in my hart was, Lord, because of the blessings in my life, we can honor you. So dit gaan nie oor geld nie, soos pastoor sê, maar my blessings om my man en my kinders in my lewe te hê, my kleinkinders. Ek sal u eer daarvoor. Om 'n gemeente te hê soos hierdie. Julle is oulik. Gee ons die Here al die eer. En om vir mekaar daar te wees, sonder enige oordeel, maar met liefde, eer ons die Here. So kom ons stap by die pad saam, sonder om enigstens te kyk na mekaar, jy rook en jy het 'n biertjie in die hand en whatever. Maar om te dink, weet jy wat, kom ek vertel jou wat die Here vandag vir jou. He loves you. He needs you for the kingdom. En dan gaan die Heilige Gees die werk doen. Okay, alright. So kom ons gee die Here al die lof en al die eer, 100 dae. Woohoo! Prys die Here. Amen. Amen. My vrou, ek gaan jou nooi na vorentoe. Lenuska kom vir ons die aankondigings doen, maar net vir 'n oomblik, staan saam met my. Kan ek die orkes vra om na vorentoe te kom? Ons gaan, na as die aankondigings gedoen het, net 'n lofsang sing. Dan gaan ons uitbeweeg. Maar daar waar jy staan, maak jou oë net vir 'n oomblik toe. En ek wil hê voor ek bid, sê vir jouself, my God is by magte. Vir wat jy ook al nodig het. En mag die Heilige Gees in jou hart en in jou gees openbaar, wat God vanmôre vir jou doen. Die dag van môre, volgende week, volgende maand. Here, ons dankie. Ons is opgewonde in ons gees. U is by magte. U is besig om te werk. U is besig om ons te verander. U is besig, Here, met 'n genesingswerk binne in ons, gees, siel en liggaam. U is besig om omstandighede te verander. Here, dis nie altyd finansiëel en volgens hierdie wêreld nie. Maar Here, U kom werk vanuit die geestelike en U gee ons vrede. U laat ons groei, U laat ons leer en sekere dinge sien, sodat ons by mekaar kan staan en mekaar ook kan help. Ons dankie vanmôre, Here, dat U in ons werk. Dankie ook vir Mikkie se getuienis, Here,
En vanmôre kan ons sê, my God is by magte, U het in haar 'n groot werk gedoen. En dis 'n voorbeeld vir ons vanmôre. En Here, dit waarmee sy ons seën, dat ons daai saadjie, daai plantjie sal vat en sal sê, Here, ek wil ook so groei. Here, ek wil ook hierdie pad so met U stap. Here, dat U vanmôre in ons sal kom werk. Deur ons sal werk tot die eer van U naam. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan vir my vrou gee, sy gaan aankondigings doen, en Gordon sal julle vir ons, Vanessa, vir ons 'n loflied, laat ons so 1 of 2 keer saam sing. En dan sê ek, mag jy gaan in die vrede en in die genade van die Here. Baie dankie. Wie besoek ons vandag vir die eerste keer? Kan ons dalk net 'n hand sien? Enigiemand wat hier is vir die eerste keer vandag? Almal net familie, fantasties. Dan neem kennis as gevolg van die skoolvakansie, daar's nie aktiwiteite hierdie week nie, behalwe Woensdag aand om 7:00 is daar Power Hour, so neem kennis, daar's geen selgroepe en geen jeugbyeenkoms nie. Dan vir die welsyn wil ons net baie dankie sê vir almal se ondersteuning, almal wat bygedra het, ons waardeer dit. En dan wil ons graag herinner, 25 Julie vir François Boys, asseblief, ek weet, ek sit dit elke Saterdag op die kerkgroep, maar ons wil vra vir familie, vriende, kollegas, om ons ook te ondersteun. Ons kan 200, 300 mense akkommodeer, so daar's regtig nie 'n limiet op kaartjies nie, so almal is baie welkom, asseblief, ons vra u ondersteuning, dat ons 'n groot sukses van hierdie dag kan maak. En dan ook, indien u nou al weet, u sal nie daardie dag, 25 Julie, beskikbaar wees om te kom nie, maar u is bereid om miskien 1 of 2 kaartjies te sponsor, dan sal ons dit baie waardeer. Dan neem kennis van die skoolvakansie, as u gaan reis, u moet veilig reis, ons pleit die bloed van Jesus oor u, geniet die vakansie en rus lekker uit. Dan ons verjaarsdag, maandag verjaar Elia Nyknoetse, en Clayton Cousins, dinsdag verjaar Washila Farmer en donderdag Karin Miller. Mag julle 'n wonderlike dag hê, mag julle 'n nuwe jaar ingaan met die wete dat die Here is julle rots en julle vesting. Kan ons net, voor ons afsluit, of voor ons klaar maak, wil ons net graag vir Kevin en Joanne vorentoe roep. Kevin vlieg donderdag oor see, hy gaan oor see werk vir 'n tyd, en ek gaan my man vra dat hy net die seën van die Here ook oor hom afbid. Amen. Kevin, ek wil ook vra ons senior manne gebedsgroep, Tannie Priscilla, sal jy jou hand net daar agter opsteek, staan gou vir ons op, en ons gebedsgroep, daar staan Tannie Priscilla, as julle gou net by haar kan 'n draaitjie maak, ek sal ons met julle daar kom praat, maar ook wil ek vanmôre, vir Morney, kom staan jy en Almarie, Morney gaan ook vir, hoeveel maande? 5-6 maande ver van hier af werk. En ons manne begin uitbeweeg om op ander plekke ook te werk, en ek wil hê, steek jy hande uit na hulle toe vanmôre. En kom ons bid vir hulle. Is daar nog enige iemand wat dalk ver uitbeweeg? Wat ons dalk nie van kennis dra nie. Maar kom ons bid vir hulle. Ons bid vir Kevin vanmôre, ons bid vir Morney. En Vader, ek dank U dat ons hulle na U toe kan bring met hulle gesinne. Here, dis vir albei partye 'n baie moeilike ding. Dis vir 'n moeilike ding vir 'n huisgesin. Maar ons weet U is by magte, Here. Dit wat ons ook al ons hart voor U kom uitstort, Here, ons begeertes, Here, in beskerming en voorsiening, weet ons, we know You are able, we know You are sufficient, Lord. En Here, daar's dalk 'n doel wat U met hulle het, want hulle is lig vir hierdie wêreld, sout vir hierdie aarde. En Here, waar hulle beweeg, of dit nou tydig of ontydig is, dat hulle U liefde sal wys, maar ook, Here, die evangelie met hulle mond sal
praat, sal uitspreek, die liefde, die omgee, en dat iemand sy hart aangeraak sal word. Here, want u wil is dat niemand verlore sal gaan nie, maar dat almal gered sal word. En geseënd is hulle nou in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, en ons stuur hulle in Jesus naam onder u beskerming, Here. U hand wat op hulle rus, Here, en dat hulle u krag en die genade ervaar, en mag hulle belydenis bly, en mag hulle dit leef. My God, met my God, is alle dinge moontlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons gaan lekker saam sing, terwyl hulle hier staan, gaan ons lekker saam sing, ja, amen. Kom ons, of nee, ek sien hulle hardloop vir die stoele. Kom ons sing lekker saam, so 2 maal en dan gaan ons uitbeweeg, 'n pragtige week vir u. Kom ons sing.